Ek gaan vra dat ons net so sal sit, dan buig ons hoofde, en dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Ons wonderlike Hemelse Vader, ons eer en ons aanbid U, dat U ons in U groote liefde raak gesien het, en U Seun na hierdie sondige, vervloekte wêreld gestuur het, om ook 'n losprys te wees vir ons as sondaars. En die Bybel leer vir ons dit so baie duidelik, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vader, baie dankie vir die Heilige Gees, wat op Pinksterdag uitgestort is, die Gees van wysheid en insig en kennis en verstand, en dat U Gees, o Vader, die woord geïnspireer het, waardeur ons U beter kan leer ken. Ons vra, Here, dat U ook vanmôre deur die lees van U woord, deur die oordenking daarvan ryklik verheerlik sal word, dat U ontvanklike harte sal vind waarop die saad van die woord kan val, en pleit ek, Here, dat die woord vrug sal dra in ons lewens, 30, 60, ja 100voudig tot U eer. Baie dankie vir U besondere teenwoordigheid vanmôre, wanneer U kinders saamkom. Dankie dat U 'n besondere belang by U kerk op aarde het. Baie dankie dat ons vanmôre hier is om eer te bring aan U, die heilige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en dat ons vanmôre een begeerte in ons harte het, en dit is dat U Vader, U Seun sal verhoog, sodat mense ook na hom getrek sal word. Baie dankie vanmôre vir elkeen wat die moeite gedoen het om hier te wees. Dankie dat U elkeen bewaar het op die pad, reisende genade geskenk het. En nou vra ek, Here, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart U welbehaaglik sal wees, want Here, U is my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons Hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ons gaan vanmôre kyk na 'n samevatting van die wet van die Here, soos ons dit vind daar in Matteus, die 22ste hoofstuk. Nou van tyd tot tyd hanteer ons 'n samevatting van die wet, juis om vir U te wys dat in die eerste plek die wet ons nie kan red nie, maar die wet het vir ons 'n baie duidelike aanduiding van hoe ons moet lewe as geredde mense. En U sal onthou dat ons al in die verlede 'n paar keer gepraat het oor hierdie bepaalde gedeelte. Die Bybel sê, en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. Nou, soos jy weet, die Fariseërs en die Sadduseërs was eintlik vyande van mekaar gewees, want die Fariseërs het geglo aan die opstanding, hulle het geglo aan engele, hulle het aan verskillende dinge geglo, die Sadduseërs, en hoe jy dit maklik kan onthou, die sad-gedagte, hulle het nie geglo aan 'n opstanding nie, hulle het geglo, alles is verby as jy sterwe, en die hartseer gedagte is dat toe hulle teen Jesus opstaan, toe kom hierdie twee vyhandige groepe saam, en die Bybel sê, dat een van hulle, 'n wetgeleerde, een wat geleerd is in die waarheid van die woord, iemand wat gemeen het, dat hy die waarheid verstaan, het 'n vraag gestel om hom te versoek. Hierdie vraag was nie gewees om kennis te verkry, of om miskien uit die woord tereggewys te word, of hulp te verkry nie. Die Bybel self het hom versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Watter een sal die uitlig van die 10? Hulle doel was om Jesus dan, sou hy een uitgelig het en sê, maar, ag, U die res gering, is die res vir U nie belangrik nie? Meester, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Vriende, liefde vir God is ononderhandelbaar. Ek bly op sy aarde. Ons is gaste hier vir 'n tyd. My en jou pa en ma het gelewe, en hulle het gesterwe. Ons is vir 'n kort tyd op hierdie aarde, sê die Bybel. Daarom is die hoogste prioriteit om die Here ons God lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand. Die Bybel sê dis die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Jy sien, ons kan nie sê ons het God lief, maar ons het nie ons naaste lief nie. Dis moeiliker baie keer om jou naaste lief te hê, want jy kan jou naaste sien en hoor, en jy praat met hulle, en selfs jou vyande, sê die Bybel, moet ons lief hê. En vriende, dis onmoontlik as die Here ons deur sy Gees nie daartoe in staat stel nie. Mag ek hierdie groot waarheid raak sien, dat as ons die gebooie bekyk, is daar die gedagte om God lief te hê en ons naaste, en mag ek vir die Here vra om ons getrou te hou
en ook gehoorsaam aan sy woord te laat leef. Ons gaan staande belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, dan spreek elkeen in sy na hart saam met my die volgende woorde, dan sing ons spontaan van Gesang 245 vers 11. Kom ons staan. Nou vriende, met ons hele hart bely ons dat ons glo in God die Vader, hy is die Almagtige, hy is die skepper van die hemel en die aarde, en ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees en gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou vriende, ek gaan u nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Genesis die 25ste hoofstuk. Nou wie kan onthou, wat was die laaste boodskap wat ons uit Genesis hanteer het? Nou as u vergeet het, gaan ek u glad nie kwaadlik neem nie. Ons was laas in Genesis gewees, ek dink Desember maand, toe ons stilgestaan het by die dood van Abraham, maar sy getuienis leef nog voort, en intussen tyd was dit Kersfees gewees, ons het in die nuwe jaar 'n reeksie gehou oor hoe om as gemeente standvastig te wees in die waarheid van die woord. Ons het deur die psalms, so 'n klompie psalms hanteer, soos jy weet is ons besig met die reeks uit psalms en dan die reeks uit Genesis. So ek gaan vanmôre 'n boodskap uit Genesis aan u bring. Volgende week is dit Vadersdag, dan is dit die manne wat aan die beurt kom. Die week daarna weer Genesis, en dan sal ons kyk of ons weer Genesis en of ons 'n psalm gaan hanteer, maar die gebed van my hart is dat die Here vir ons sal seën, dat u ook sal bid dat die Here my wysheid sal gee in die voorbereiding en die verstaan van sy woord, sodat u as kudde gevoed kan word met hierdie waarheid, sodat ons diensbaar kan wees en die Here in alles welbehaaglik kan wees. So kom ons lees saam Genesis 25, ons lees die 19de tot en met die 34ste vers saam. En dit is die geskiedenis van Isak, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak. En Isak was 40 jaar oud toe hy Rebekka, die dogter van Bethuel, die Arameer uit Padan Aram, die suster van Laban, die Arameer, vir hom as vrou geneem het. En Isak het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar, en die Here het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. Ek gaan nie daaroor veel preek vanmôre of te veel sê nie, maar u moet onthou dat kinders 'n gawe en 'n geskenk uit die hand van God is. Hulle is nie 'n las vir ons nie. Dis die Here wat die moederskoot open. Ek hoor baie keer sê mense, ons het 'n kind beplan, dan sê ek, nee, ek wonder van wie jy gesit en die beplanning gedoen. As God die moederskoot sluit, sal daar nie kinders kom nie. As God die moederskoot open, sal daar kinders kom, en kinders is vir die huwelik bedoel, een man, een vrou. En daarom is die gesinsverband so kosbaar, en sien ons in die Bybel ook, hoe die Here gesinne ryklik seën as hulle lewe tot sy eer. En kom ons kyk verder wat gebeur. Die Here het ook vir Isak gehoor, toe hy die Here smeek, dat sy vrou swanger sal word, en die Bybel sê vir ons, en die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om die Here te raadpleeg. Wonderlik, Isak raadpleeg die Here, en wat doen sy vrou? Presies dieselfde. Sien u 'n gesin wat God verheerlik? Man en vrou raadpleeg die Here. Dis nie volmaakte mense waarvan ons lees nie, maar Isak raadpleeg die Here en Rebekka raadpleeg die Here. En die Here het haar geantwoord, 2 nasies is in jou skoot en 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam. Die een volk sal sterker wees as die ander volk en die oudste sal die jongste dien. En toe haar dae vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. En die eerste is gebore, rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte. En die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld, maar Jakob was 'n vredelievende man wat in tente gewoon het. En Isak het Esau liefgehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob liefgehad. En Jakob het 'n koopsel klaar gemaak en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau vir Jakob, laat my tog sluk van die rooi goed daar,
want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, verkoop eers jou eerstgeboorte reg aan my. En Esau sê, kyk, ek gaan sterwe en wat baat die eerste geboorte reg my dan? Toe antwoord Jakob, sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer en sy eerstgeboorte reg aan Jakob verkoop. En Jakob het dan Esau brood en die kooksel lensies gegee, en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan, so het Esau dan sy eerstgeboorte reg verag. Vriende, ons gaan net hierdie paar versies saam lees en daar is soveel waarhede in hierdie paar verse dat 'n mens eintlik 'n reeks binne 'n reeks kan bring. Maar ek vertrou dat die Here ons sal seën in die lees van sy woord, in die verstaan van sy woord en vriende, as daar enige vrae is u baie welkom om te vra. Ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie gedagte in Genesis 25:28. Daar staan in Isak het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob lief gehad. Ek wil vanmôre met u praat oor die gedagte wanneer voorkeur verdeel, die hartseer gevolge van partydigheid in die gesinsopset. Wanneer voorkeur verdeel, die hartseer gevolge van partydigheid in die gesinsopset. Nou so tydjie gelede het ek en Ethel die voorreg gehad om met twee vroutjies afsonderlik te praat. Hulle is so in hulle laat 50's gewees. Bietjie met hulle gepraat oor die jare wat hulle in groot geword het en wat hulle beleef en wat hulle ervaar het en deur die trane heen het albei vir my vertel hoe hulle baie onregverdig behandel was in die opgroeijare. Klompie kinders gewees in die huis en pa ma duidelike voorkeur gehad bo die kinders en sommige kinders was voorgetrek voor die ander, sommige was meer genade geskenk, meer vergifnis gegee. Daardie gesindheid wat 'n mens kan agterkom wat in 'n huis heers, waar die een dan ook voorkeur geniet bo die ander een. Die fisiese geweld, wanneer ma of pa frustreerd was, dikwels die verbale tuistering wat plaasgevind het en die emosionele afbreek, het blywende letsels op hierdie dames gelaat. Die hartseer is later jare, toe hulle kinders gebore word, het hierdie selfde tendens aangegaan, was het oorgedra gewees, en die kleinkinders is deur oupa en ouma op 'n manier behandel, dat die een baie duidelik kon agterkom, dat ek belangriker is vir oupa en ouma, as die ander een. En vriende, dit het soveel hartseer in daardie gesinne gelaat, dat hulle tot vandag toe nog, in 'n groot mate verdeeld is, as familie, en nie die liefde van Christus en die samehorigheid kan ervaar, wat die Here vir ons bedoel het in die gesinsopset, en dan later in die familieopset, en ook so as deel van 'n gemeenskap nie. Vriende, hierdie verhaal het my laat dink aan, wat ons vanmôre dan ook gelees het. U sien, as ons kyk na vanmôre se gedeelte, dan sien ons, dat hierdie 'n eeueoue probleem is, waar ouers die een kind voortrek, voor die ander ene, bo die ander een stel, die ander een belangriker ag as die ander kind, en ons vind dit in hartseer verhale oor en oor, en in hierdie geval sien ons baie duidelik, die Bybel leer vir ons, en Isak het Esau lief gehad. Die Bybel sê lief gehad. Dit was nie sommer net dat hy meer van hom gehou het nie. Jakob kon agterkom, maar luister, ek is nie my pa se gunsteling, of soos die Engelsman sê, sy favorite nie. Die Bybel sê vir ons, en die rede, hy het van wildsvleis gehou. Dit was eenvoudig vir hom voorsien het in die tydelike behoeftes, en Isak het baie meer gehou dan van Esau. En die Bybel sê, maar Rebekka het Jakob lief gehad. So Esau het agtergekom, maar my ma het nie veel tyd vir my nie. En daarom het hy ook meer guns by sy pa gesoek, en Jakob ook meer tyd met sy ma dan deurgebring. Nou die Bybel leer vir ons baie duidelik, dat hierdie hartseer vertelling in die Bybel dan konflik, wat vir eeue lank sou duur. Die Bybel sê vir ons in Genesis 27 vers 2, Isak op daardie stadium het gedink hy gaan doodgaan, en het Isak doodgegaan? Sê gou vir my, jy wat die Bybel al gelees het, Isak sê, dat Esau vir hom wildsvleis moet gaan jag, want sy tyd om te sterwe is baie naby, en die Bybel leer rondom dit, dat Isak omtrent nog 30 jaar geleef het, na hierdie gebeure, waarvan ons lees in Genesis 27. Die Here sal vir jou die dag en die uur en die oomblik
nie openbaar nie, hy gaan nie vir jou sê wanneer jy gaan sterwe nie, maar as dit gebeur, sal dit presies in God se raadsplan wees. So, lewe voluit, lewe elke dag om die Here te verheerlik. Isak, ek weet nie of hy sieklik was op hierdie stadium, of hy net mistroostig of moedeloos was nie, maar hy sê vir Esau, kyk tog, ek het oud geword, ek weet die dag van my dood nie. Neem wapens, jou pylkoker en jou boog, en gaan uit in die veld en jag vir my 'n stuk wild, en maak vir my lekker ete klaar, soos ek dit graag wil hê, en bring dit vir my om te eet, sodat my siel jou kan seën voordat ek sterwe. En na plus minus 30 jaar verbygegaan. En nou lees ons baie duidelik dat hierdie man Esau uitgegaan het om te jag, en wie het dit gehoor? Wie kan gou vir my sê? Rebekka. Haar oor was naby die tent gewees. Wat praat ou Isak nou met Esau? En die Bybel sê vir ons, hy roep vir Jakob nader, sy sê vir Jakob, luister gou my seun, dit en dit gaan gebeur, en hulle begin planne beraam, en die Bybel sê vir ons, en Jakob sê aan sy vader, want jy sien, Rebekka sê vir hom, jy moet jouself dan voordoen as jou broer Esau, en dan moet jy die seën van jou vader Isak ontvang. En die Bybel sê vir ons, dat Jakob het saam met sy ma dan ook afgespreek om so te doen, vers 19, en Jakob sê aan sy vader, ek is Esau. Nou lyk vir my die leenpatroon is dwarsdeur daardie familie en gesin te bespeer, onthou jy? Isak, nou is dit Jakob. Dit wil sê ek vir mense, as jy lieg, dan gaan jy later die hartseer gevolg leens, want as jy lieg, altyd onthou wat jy gesê het, toe jy leens vertel het nie. Waarheid het 'n manier om elke keer dieselfde uit te kom. Maar leens moet elke keer heroorweeg. Die ou gesegde wat ek dikwels vir mense sê, if you don't lie, you don't have to remember. As jy nie lieg nie, hoef jy nie heeltyd te onthou wat jy gesê het nie. Hier sien ons hoe hierdie man Jakob vir sy vader 'n blaatante leuen vertel. Hy sê, ek is Esau, u eersgeborene. Ek het gedoen soos u my beveel het. Rig u tog op, sit en eet van my wildsvleis, dat u siel my kan seën. Die Bybel leer vir ons baie duidelik dat hierdie man Isak dan vir Jakob geseën het, vers 30 lees ons, maar toe Isak Jakob klaar geseën het en Jakob nog skaars van sy vader Isak af weggegaan het, kom sy broer Esau van die jag af. En hy maak ook 'n lekker ete en bring dit aan sy vader en sê aan sy vader, laat my vader hom oprig en eet van die wildsvleis van sy seun, sodat u siel my kan seën. Sy vader Isak vra vir hom, wie is jy? En hy antwoord, ek is u seun Esau. Toe skrik Isak geweldig en sê, wie is dit dan, wat wild gejag en vir my gebring het? En ek het van alles geëet voordat jy gekom het en hom geseën, hy geseënd bly. Toe Esau die woord groot en bitter geroep. En hy antwoord, jou broer het gekom met bedrog en jou seun weggeneem. En Esau was Jakob vyhandig gesind, sê vers 41, vanweer die seun waarmee sy vader hom geseën het. En Esau het in sy hart gedink, die dag van die rou oor my vader is naby, dan sal ek my broer Jakob doodmaak. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, Rebekka het dan vir Jakob lief, en hierdie hartseer gevolge vind ons dan dat hierdie broers uitmekaar gespat het, dat hierdie ma en pa dan hierdie hartseer tyd beleef het met hulle kinders, en die ma dan besluit het dat Rebekka moet vlug Rebekka besluit het dat Jakob moet vlug na Laban toe, en dan later terugkom wanneer Esau bietjie bedaar het. Wil ek hier die volgende vraag vra, het Jakob ooit weer sy ma lewend gesien? Die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat Jakob weer vir Rebekka lewend gesien het nie. U sien hulle vorm hierdie komplot en hulle steel hierdie eersgeboorte reg. Want die Here het alreeds gesê toe Rebekka swangerskap van die kinders dat die oudste die jongste sal dien. Volgens die raad van sy wil, hulle het nie nodig gehad om hulle hande van sonde aan God se ewige plan te slaan nie. En tog doen hulle dit met die hartseer gevolge dat hierdie man Jakob vlug na Laban en Rebekka sal nooit weer haar gunsteling seun sien nie. Ons vind hier dieselfde hartseer verhaal in Genesis 37. Onthou u vir Josef? Die Bybel sê in Israel, dit is Jakob het Josef meer lief gehad as al sy seuns. Want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak.
Vers 4 sê, toe sy broers sien, dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat, en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ek wil hê jy moet vanmôre die gedagte raak sien, wat in hierdie boodskap dan vir ons deurgegee sal word, wat in huisgesinne plaasvind, en die blywende gevolg, wat daar in gesinne en ook in familiekringe is. Jy sien hierdie man Jakob, die Bybel sê vir ons baie duidelik, hierdie man Jakob het gevlug, nooit sy ma gesien nie, in hierdie geval sien ons Josef, word dan deur Israel hy is meer geliefd gewees. Wat sê die Bybel vir ons? Hy sien nie meer sy seun Josef nie, want sy broer in slawerny en vir baie jare gebroke, omdat hy gereken het dat sy seun dood was. Vriende, hierdie verhaal wat ek hier vertel het van hierdie twee dames met wie ons gesels het. Hierdie gedagte van Esau en Jakob. En ek wil vanmôre vir u vra, hoe lyk dit in u huis vanmôre? U as familie, as gesin. Hoe lyk dit met u as pa en ma teenoor u kinders? Oupa en ouma teenoor u kleinkinders? Beleef u dieselfde hartseer wat ons van gelees het? Of is daar by u 'n gedagte dat die Here van u verwag om almal gelyk te behandel, omdat God vir ons sê ons moet sy liefde uitleef na elkeen in my huis? Die man Matthew Henry, almal weet van hom, hy kommentaarskrywer. Nou sy kommentaar is, ek oordryf nou, maar hy's 'n paar duisend bladsye. Hy het in 1709 al die volgende geskryf. Hy sê, "And that must feel their affections most drawn over towards a godly child, yet they will not show partiality. Let their affections lead them to do what is just and equal to every child, or evils will arise." Een kind teenoor 'n ander kind stel, is dit 'n resep vir hartseer? Is dit 'n resep, vriende, vir verdeeldheid? En hierdie geval in 'n huis. Praat oor hierdie gedagte vanuit hierdie gedeelte wat ons saam gelees het oor Esau en Jakob. Om vir u te wys dat hierdie hartseer verhaal nog steeds afspeel in huisgesinne vandag, maar daar is 'n Bybelse oplossing daarvoor. Daar is 'n Bybelse mandaat wat die Here ons gegee het. En ons het nodig om vanmôre te sien hoe 'n gesin moet lyk, hoe ouers kinders moet behandel, en hoe dit ook 'n wonderlike, vir amper sê 'n verblydende effek sal hê op die gesin. So kom ons kyk na wat sê die Bybel vir ons, wat in huisgesinne moet gebeur. In plaas van om vir Boetie voor te trek, bo Sissie of Sissie bo Boetie, kom ons kyk wat sê die Bybel, wat leer die Here vir ons as ouers. Wat moet ons eerder doen, in plaas van om hierdie kinders voor te trek of 'n partydig te wees, en te stel, wat moet ons eerder doen? Hoor wat sê die Bybel vir ons in Efesiërs 6 vers 4. En vaders, moenie julle kinders vertoore nie, maar voete en vermaning van die Here. Nou as Isak en Rebekka hierdie kinders wat hulle van die Here afgebid het, gemaak het, was daar baie en hartseer vir hierdie gesin en familie gewees. Nou as die Here vir ons sê vaders, dan sluit dit die moeders nie uit nie, want u sien, die Griekse woordjie vir vaders is die woordjie pater, en beteken vader or parent, of ouer dan, verwys na die manlike ouer, maar is ook soms gebruik om na beide ouers te verwys. Ons vind dit daar in Hebreërs 11:23, daar staan, deur die geloof is Moses na sy geboorte, deur sy ouers, dieselfde Griekse woordjie, pater, 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was. So dieselfde Griekse woord word gebruik, en ons met die konteks dophou, want u sien, as ons lees in Efesiërs 6 vers 4, en vaders, dan kan ons sê pa en ma. Ons kan ook in 'n baie duidelike opsig sien dat die oupa en ouma nie heeltemal uitgesluit is nie, omdat hulle ook van tyd tot tyd 'n invloed het op die lewe van die kinders en dan van die kleinkinders in besonder. So en vaders of ouers, moenie julle kinders vertore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Hierdie is 'n baie belangrike saak wat ons vanmôre 'n bietjie na gaan kyk, want u sien, as Isak en Rebekka hierdie waarheid toegepas het,
sou daar minder konflik in hulle huis gewees het. Nou daar staan, moenie julle kinders vertoren nie. Nou ons gaan bietjie kyk vanmôre, wat behels die gedagte van om kinders te vertoren? Nou dit beteken as jy bietjie gaan navorsing doen, om aanhoudend die kind op so wyse te behandel, dat dit 'n diep gesetelde woede en soms haat opbou in die hart van die kind. Hierdie woede in die hart van die kind sal later uitloop op sekere negatiewe gedragspatrone. Dit is vir my soms eintlik, die Engelsman praat van mind-boggling. Ouers, en jy sien hoe die een kind bo die ander een dan gestel het, en nou kom daar probleme, nou wat het ek verkeerd gedoen? En dan moet jy eintlik vir hulle sê, maar gaan lees so bietjie wat gebeur het in Genesis, en gaan lees bietjie van Esau en Jakob, en dan van Josef, en kind van toepassing is op jou gemaak, en gaan jammer sê, dat jy hierdie partydigheid in jou huis daar gestel het nie. Die vraag is wat mense jou vra nou, hoe kan ons kinders vertoren? Hoe kan ons kinders vertoren? Nou vriende, daar is baie. Een van dit is om oorbeskermend te wees. Jy sal sien, ons gaan bietjie praat oor hierdie verklaring van Efesiërs 6 vers 4. Maar as ons kyk na die gedagte van vertoren, of dan die gedagte om hulle op 'n gereelde basis te benadeel of op 'n manier te behandel wat nie reg is nie, dan kyk ons na wat die praktyk ons leer en wat die woord vir ons leer, en ons sien om oorbeskermend te wees teenoor jou kind is een van die maniere waarop jy jou kind kan vertoren. Nou het jy al daardie advertensie gesien waar al die kinders buitekant speel en Boetie kom uit en hy het 'n missie op sy kop en hy het 'n trui aan en hy stap uit terwyl al die kinders buitekant speel, want wie koud gekry? Omdat ma koud kry. Daar is kwessie van wanneer jy oorbeskermend wil wees, jy mag nie buite speel nie, jy mag nie boom klim nie, jy mag nie fietsry nie, jy mag nêrens heen gaan nie, en daarom vind ons vandag dat die meeste kinders groot word voor 'n televisie met 'n remote in die hand en later staan die pens daar, want is heeltyd chippies eet en allerhande goedjies, want kind mag nie buitekant toe gaan nie. Kinders van vandag moet sien hoe ons groot geword het. Ek dink hulle sal almal hartaanvalle beswyk. Want jy sien, ons ouers het verstaan of ietsie verstaan van 'n kind is deur God as 'n gawe geskenk, en alhoewel ons hulle moet leer, moet ons nie oorbeskermd wees nie. Ons kan ons kinders nie in 'n glaskas sit en hulle daar groot maak en dink daar gaan nooit iets met hulle gebeur nie. Kinders is kinders en hulle moet groot gemaak word op 'n God verheerlikende manier, maar ook geleer word dat 'n kind is 'n kind. Moenie oorbeskermend wees teenoor jou kind nie. Volgende ding, moenie jou kind druk om te presteer nie. Jy weet mos hoe werk dit. Wanneer my kind by die huis kom en hy sê, pa, ek het tweede span rugby gekry. Pateties. Hoekom is jy nie in eerste span nie? Toe ek jonk was. En dan bly jy gewoonlik nou net by die mooi goed wat met jou gebeur het toe jy jonk was. En jy vertel nie vir hom in jou skool was daar 8 spanne en jy die tweede span gekry van die 8 nie. In sy skool is net 2 spanne en hy die tweede span gekry. Of die gedagte van wanneer die kind by wiskunde, miskien met wiskunde sukkel en hy kry 60% toe ek jonk was, en toe ek op skool was het ek 80 gekry. En jy sê nie 80 tot einde standaard 4 nie. Want in standaard 8 toe kon jy nie verstaan wat Pythagoras se stelling is nie. Maar jy vertel nie dit vir hom nie. Jy moet daar top in die klas wees, jy moet bo wees. Jy sien die probleem is wanneer ons kind heeltyd afbreek wanneer hy presteer, en ons sien op die einde van die dag wat hierdie kind bereik het en ons gee hom geen krediet daarvoor nie. Dis 'n manier om jou kind te vertoren. Nog 'n manier hoe ons kinders kan vertoren is deur te ontmoedig. Jou kind te ontmoedig. Om wanneer jou kind iets gedoen het, hierdie kind eintlik half te verneder. Om hierdie kind met woorde te verkleineer. Om onwelkom te laat voel in jou huis. Onwelkom te laat voel in jou huis. Dis dikwels dat kinders vir jou sê, maar my pa en my ma wil my eintlik nie hier hê nie. Hulle laat my baie duidelik verstaan hoe gouer ek hierdie huis verlaat, hoe beter vir hulle. En ag vriende, as u dink dit is nie so nie, moet u gaan praat met mense. In die 28 jaar in die bediening het ek geweldig baie berading gedoen en baie keer voel kinders absoluut
ontuis. Ek dink, as ek die Bybel reg verstaan, het Esau en Jakob eintlik by tye ontuis laat voel. Hang dit af in wie se geselskap hulle was. Jy sien, die hele hartseer gedagte is, dit laat 'n kind hierdie hartseer beleef. Fisiese en verbale mishandeling kan ook 'n rede wees waarom kinders vertorend raak en waarom kinders nie in die huis kan leef en God kan verheerlik nie. Ons kyk maar na die praktyk. Die Here sê ons moenie een kind bo die ander stel nie, en nou kom die Nuwe Testament en hy sê moenie die kinders vertoren nie. En hoe kan ons dit doen? Deur fisiese of verbale mishandeling. Ek hoor baie keer van ouers wat hulle kinders fisies aanrand. Toe ek daar in een van die plattelandse gemeentes was, sê die oom vir my hoe sy pa hom met 'n elektriese koord geslaan het. Dat die kind omtrent nie kan opstaan, en ek sê vir hom, jou pa was 'n sadis geweest, man. Dis nie 'n pa wat dit doen nie. 'n Pa wat sy kind met die vuis slaan en skop op die grond as hy daar lê, is nie 'n pa nie. Dis 'n sadis wat dit doen. En dikwels raak ons kinders. Hoe kan ons kinders vertoren? Wanneer ons kan kies, wanneer daar 3 of 4 kinders in die huis is, ons was 6 gewees, 'n hele half dosyn. Op 'n stadium het ek gewonder waarom my ma so kwaai was, en later jare het ek myself gedink, hoekom was sy nie kwaaier nie? 6 kinders, 'n half dosyn, 4 dogters, 2 seuns. En ag vriende, hoe dikwels wanneer 'n mens klomp kinders in die huis het, kan jy baie maklik 'n blue-eye boy of 'n blue-eye girl hê. 'n gunsteling, een wat in die môre vir jou koffie aandra en miskien 'n môre pappa, môre mamma. Dis skool toe ry jong, hierdie pa irriteer my damma. Hallo pa, ja, wil pa koffietjie hê of pa ietsie hê? Jy sien hierdie goed gebeur in huise, glo my, hierdie goed hoor 'n mens al hoe meer van, en die oomblik wanneer ons kan kies en een kind bo ander een stel, en jy kan nie partydig wees nie, jy kan nie die een voortrek bo die ander een nie. Ek onthou in my eie huis, en ek gebruik dit maar as 'n praktiese voorbeeld, juis omdat ek hierdie goed oor en oor in my bediening gesien het. Toe Regard, nou hy was bietjie voor op die wa, hy was al 21 toe hy getroud, hy het sy pa se voorbeeld baie goed nagevolg, maar toe hy die dag verloop, toe het ek vir hom 'n paar duisend rand oorbetaal vir 'n verloofring. Later het sy ou boet besluit, hy wil ook trou, iets wat hy gesê het, sal hy nooit doen nie. Al die slagoffers staan voor die kansel en hulle sê, ja dominee, ek sal haar lief hê tot die dag dat sy doodgaan, en dan vergeet hy die woorde wat hy gesê het, maar in elk geval, toe hy die dag dan ook die ja-woord vra, toe sê ek vir my vrou, ek gaan vir hom presies dieselfde bedrag oorbetaal, as ek vir sy broer oorbetaal het, om te help met 'n verloofring, en hy sê vir my, pa, maar jou geld wat jy vir my gaan oorbetaal, gaan in Amerika nie veel beteken nie. Jy weet mos die rand-dollar wisselkoers, ek sê vir hom, seun, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor regverdigheid, en dit gaan oor, ek stel nie die een bo die ander nie, want 'n mens het 'n gedagte, 'n mens dink by jouself, my pa het vir my broer soveel gegee vir 'n verloofring, vir my gee hy niks. Die beginsel wat ek vir u wil deur, daar in die bediening het ek so baie toepas in my eie bediening, in my eie lewe, Here eer daarvoor, want die oomblik as jy een kind bo die ander een stel, is daar verdeeldheid in die huisgesin. En wat vir my so lekker was, die afgelope tyd toe ons op vakansie was, nou ek weet, jy het dit nie so wonderlik gevind dat ek nie hier was nie, ek het dit klaar gehoor, moenie worry nie, daar's klaar geskinder by my, maar ek moet vir u sê, die tyd toe die 3 broers by mekaar was, die een is 33, 31 en 17, saam speel, saam kuier, saam lag, saam gesel, saam gaan loop op die strand. Dit was vir my wonderlik om te sien. Ek dank die Here. En ek sê, Here, dis niks wat ek gedoen het nie. Maar dank U, dinge wat ons in plek kon stel, vir die kinders kon wys dat een nie belangriker is as die ander een nie. Dieselfde met die skoondogters nou. Ons kan nie een skoondogter bo die ander een stel nie. Waarom nie? Dis 'n resep vir 'n ramp. Ons het nodig om met ons 2 kleinkinders te doen. En nou ons het 2 kleindogtertjies, die een is 4 en die ander een is 2. Hulle verskil soos dag en nag. Mense sal sê die een is aangeneem. Die Here het gevra, Here, dat ek hulle sal lief hê met dieselfde liefde en vir hulle sal omgee en vir hulle Jesus Christus sal wys. Dr. John MacArthur skryf en hy sê die volgende oor hierdie bepaalde saak. Hy sê nog 'n algemene oorsaak waarom kinders verbitterd of kwaad word, is voortrekkery.
Isak het Esau bo Jakob voordeel, terwyl Rebekka weer Jakob bo Esau verkies het. Hierdie wederwysige voortrekkery het nie net groot verdeeldheid in die gesin veroorsaak nie, maar die nagevolge daarvan in die konflik tussen die nageslag van Jakob en Esau. U kan daarvan gaan lees in Numeri 20, 1 Samuel 2, die boek Amos en die boek Obadja. Hierdie konflik het aangehou. Waarom? Omdat 'n pa en sy seun het dit vir hom gebring, en die ma was lief vir hierdie vredelievende seun wat in die tente gebly het, en dit het hierdie gesin geweldig skade berokken. MacArthur skryf, hy sê, wanneer ouers hulle kinders met mekaar vergelyk, hoekom is jy so stout en jou sussie so soet? Jy's 'n kind van die duiwel, sy's 'n kind van Jesus. Is dit so? Bepaal stout en soet of ons kinders van die Here is? Vriende sal sien, wanneer ouers hulle kinders met mekaar vergelyk, kan dit diep wonde laat. Kyk hoe mooi praat jou sussie met my. Kyk hoe vieslik praat jy met my. Kyk hoe mooi lyk jou sussie se rapport. Jou rapport lyk vrot. Nou ek het gelukkig in my jare op skool, ek my rapport baie keer vir my pa en my ma weggesteek. Maar my rapport het nie baie goed gelyk nie. Maar een ding het ek agtergekom. As ek my deel bydra, het ek nie nodig om te vrees vir die kritiek nie. Maar ongelukkig, wanneer dit gebeur, is ons as ouers trap ons in hierdie strik, dat ons die kinders vergelyk met mekaar. En dan hoor die kinders dit, die kinders beleef dit, en die hartseer gevolge is daar. Hy skryf verder, MacArthur skryf verder, hy sê die kind wat as minder bekwaam, begaafd of minder geliefd beskou word, raak maklik moedeloos, gegrief, teruggetrokke en verbitterd. As ek vanmôre 'n opname moes doen, en ek wonder hoeveel sal hier sit, wat bitter is, teenoor hulle pa en hulle ma, omdat daar hierdie voortrekkery in die huis was. Is daar 'n oplossing vir hierdie probleem? Ek dink so. Die Bybel het altyd oplossings vir enige probleem. Op die land het kinders in die huis het, dan is dit baie makliker om hierdie ding te korrigeer, as wat dit is om dit later te doen. Maar hoor gou, ons het nie nodig om die een teenoor die ander te stel nie, want elke kind is uniek. Daarom het ons nodig om hierdie saak raak te sien, dat ons daardie wonderlike uniekheid van ons kind sal sien, en dat ons sal hoor wat die woord vir ons sê, en die waarskuwings wat ons in die woord van die Here vind. Dr. John MacArthur skryf verder, hy sê voortrekkery deur ouers lei gewoonlik daartoe dat die kinders self ook voortrekkery begin toepas, omdat hulle die gedrag by hulle ouers aanleer. Hulle sal een broer of suster verkies bo die ander, en dikwels ook die een ouer bo die ander. Vriende, in die jare van berading het ek agtergekom dat kinders ouers teenoor mekaar afspeel, omdat die ouer meer lief is vir die een kind as die ander. Dat ouers uit mekaar dryf, omdat die ma een kind sleg behandel, en sy baie goed vir die pa vertel. Hartseer verhale, omdat ouers nie besef, dat hulle 'n span is, hierdie kinders, hierdie unieke kinders, op te voed, in die tug en vermaning van die Here nie. So ons moet ons kinders nie vertoren nie, ons het gesien, hoe ons hulle kan vertoren. Hulle druk om te presteer, om hulle te ontmoedig, die verbale en fisiese mishandeling, en dan die kantkiesery, partydigheid of voortrekkery. So as die Bybel vir ons sê, ons moet ons kinders nie vertoren nie, wat sê die Bybel moet ons eerder doen? Kom, ek gaan vir u raad gee, Bybelse raad. Wat moet ons eerder doen? Tug en vermaning van die Here. En besonder u wat groenkoring op die land het, u wat miskien oupa en ouma is, soos ek en my vrou nou, watter inspraak kan ons lewer in ons kleinkinders se lewe? Ons is nie hulle ouers nie, ek besef dit, maar tog het ons 'n invloed op hulle lewe. En wat sê die Bybel? In plaas van om hulle te vertoren, om hulle kwaad te maak, om hulle dan een bo die ander te stel, wat moet ons doen? Voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Hierdie tug is die gedagte van die ouer tree op as 'n onderwyser. Hulle ontwikkel die kind, leer die kind, dissiplineer die kind en tugtig die kind waar nodig. Hierdie tugtiging sluit in lyfstraf of sla. Nou, hierdie was 'n skok vir my twee ouer seuns, toe Calvin gebore is. Ons is af Vredendal toe. Gerard was op daai stadium, was Gerard 16 gewees, Regard was 14, Calvin was 'n babietjie van omtrent
dink 20 of 21 dae. Afredendal toe, die beroep daaraan vaar, ons kom daar aan, pak uit nou, wat die Weskaap ken, winderag, dit is warm, maar ons is daar vir 'n paar weke, of 'n paar maande gewees, sê eerder so, en eendag is Calvin, hy het net so begin, kruip loop, heel opstroppel is oor 'n bepaalde saak, en ek vat hom so, en ek skep hom so my arm, en jy weet mos nou dan, sit daai gebakte broodjie mos hierso, maak hom bietjie warm, want hulle het my geleer, dat 'n kind het 'n probleem, van sy oor, na sy bout is daar 'n pypie, en hy raak gestop oor tyd, wat smelt is, hitte, en ek het hom so bietjie warm gemaak, en ek het hom in die kamer gaan sit, en ek kom in die TV-kamer, en Gerard en Regard is ontsteld, ek sien hulle is moeilik met my, ek sê vir hulle, luister gou Bulle, kom ons verstaan mekaar, hierdie is my kind, lang storie kort te maak, ek gaan haal Calvin later uit die kamer uit, maar hoorie, hy is hier oor my, op my, langs my, hulle kyk so, hulle sê, pa, lyk my dit werk, ek sê dit werk, en as hy nie luister nie, moet hy gedisciplineer word, ek het nie uitgedink nie, God het ons geskaap het, weet wat ons samestelling is, en het is belangrik dat ons as ouers nie, die een trek, of hulle vertore nie, maar dat ons hulle eerder sal opvoed, dat ons hulle sal leer, dat ons as 'n onderwyser sal optree, om vir hulle te leer wat die Here vir ons sê. Hierdie vermaning, die Griekse gedagte, ouers waarsku die kind as verkeerde gedrag bespeer word, die Engels sê calling attention to, of wys tereg, of dan ook straf, predikasie. So met ander woorde, dui op 'n sistematiese lering en opbouing van die kind in dit wat reg is. Partykeer pas jy tug toe, maar opvoedingsproses is 'n langtermyn, is 'n kwessie van 'n ding wat nooit ophou. My seuns is al in die 30 en nog steeds leer ek hulle sekere beginsels. Daar is sekere tye wat hulle my bel en sê, pa, hierdie ding het gebeur by die gemeente, of hierdie ding het gebeur by my werksplek. Wat dink jy moet ek doen? Onlangs weer by een van my seuns, hy sê, pa, dis wat ek gaan doen. Ek sê vir hom, kom ons kyk wat sê die Bybel. Dis gaan nie oor my gedagte nie. So, hierdie opvoedingsproses dui op 'n sistematiese lering en opbouing van die kind in dit wat reg is. Dit is om hulle verstand en optrede te ontwikkel en gevolge wanneer verkeerde of sondige optrede bespeer word. As jy jou kind nie nou gaan tug nie, sal jy later huil oor jou kind wat jy nie getug het nie. Die Bybel leer ons in Spreuke 22 vers 6 en 15. Oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie. As die sotheid vassit in die hart van die seun, die tugroede, sal dit daaruit verwyder. Net so ietsie wat ek vir u wil sê, en wat ek by u wil pleit, is dat u nooit u kind sal slaan uit frustrasie nie. Om 'n kind te tugtig is wanneer jy besef, hy oortree nou God se woord, God se wet, God se waarheid. En jy sê vir hom, my kind, nou gaan ek jou onderrig in dit wat die skrif vir ons leer, aangaande hierdie bepaalde saak. Die Bybel sê, as sotheid vassit in die seun se hart, die tugroede, sal dit daaruit verwyder. Spreuke 23:12, bring jou hart na die tug en jou oor na die woorde van kennis. Hou die tug nie terug van die seun, en as jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red. Ons hele opvoedingsproses met ons kinders is om hulle by die Here uit te kry. Om vir hulle te leer, hulle sondaars wat uit genade gered moet word. Dat God in Christus vir ons voorsiening gemaak het, en dat hulle moet leer hoe om in hierdie samelewing te funksioneer as vrygekooptes, as kinders van die Here. Spreuke 29:15, die roede en die bestraffing gee wysheid, maar 'n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande. Tugtig jou seun, dan sal hy jou rus gee en aan jou siel vreugde verskaf. Nou, vriende, u almal weet dit, as jy in die pastorie groot word, is jy altyd 'n illustrasie. So lekker, ek het 3 illustrasies wat ek gereeld kan gebruik. Nou jare terug, toe Calvin nog so groot seun was daar 'n geleentheid waar ek en hy so 'n bietjie golf gaan speel het. En in hierdie 18 gaatjies wat ons gespeel het daar iets op die baan gebeur, en hy het hom geweldig erg vir 'n ding, en ek sê op 'n stadium vir hom, sit jou stokke neer, jy gaan nie verder speel nie, jy stap nou saam met pa, en as ons by die huis kom, sal ons oor hierdie saak praat en hom uitsorteer. En so het dit gebeur, ons by die huis aangekom,
kamer ingegaan, gesels met hom en hom getuig. En nadat ek hom so 'n paar houe gegee het en vir hom geleer het wat die Here vir ons leer oor die manier hoe ons moet optree, gaan hy later na sy ma toe en hy sê vir sy ma, weet maar wat? Ek het hierdie pak sla nodig gehad. En ek het so by myself gedink, die alleen wyse God het 'n resep hoe om kinders groot te maak en ons verontagsaam dit. Daarom is onderwysers en onderwyseresse te vreesagtig om kinders wat daarin kom, het nie genaamlik God wat regeer en ons moet ons onderwerp aan hom en aan die gesag wat oor ons aangestel word nie. Ons sien in die Bybel baie duidelik dat die Here vir ons hierdie opdragte gee. En as ons dit toepas, hoor dit sê die Bybel, dan sal hy jou rus gee en aan jou siel vreugde verskaf. Spreuke 3 vers 1 tot 8, my seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeking vir jou gebeente. Luister, jou kind sal meer gevorm word deur tugtiging, as wat jy die een teenoor die ander ene afspeel. Voortrek, hierdie partydigheid in die huis dan ook bewys en tentoonstel. Ons sien vanmôre in hierdie boodskap baie duidelik, Esau en Jakob. Die Bybel sê vir ons dat verdeeld geraak het, omdat die ouers die een bo die ander een gestel het. Het dan ook in hierdie huishouding uitmekaar geskeur, soveel so, dat as ons die Bybel bestudeer, dan sien ons, dat Jakob nooit sy ma weer gesien het, Rebekka, wat hom dan ook as die geliefde seun beskou het nie. Wat ek vanmôre vir u kan sê, dat hierdie voortrekkery, hierdie partydigheid, altyd hartseer en langdurige gevolge in huisgesinne het, as die een voor die ander getrek word. Ons het ook gesien, dat hierdie neiging sal deurvloei na die kinders, en 'n bose kringloop veroorsaak. So in plaas van om die een oor die ander een te stel, wat moet ons doen? Die Bybel sê eenvoudig, ouers, moenie julle kinders vertore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. Ek sluit af met hierdie woorde. Dit is ons as ouers se goddelike voorreg, maar ook verantwoordelikheid om ons kinders groot te maak, volgens die waarheid van God se woord. Mag die Here ons getrou vind en ons in staat stel om sy wil te doen en sy woord te gehoorsaam. En ek sluit af met 'n verhaal in my eie lewe. Baie jare gelede, seker nou so 10, 12 jaar gelede, is ek by 'n konferensie, en 'n predikant preek basies oor min of meer dieselfde wat ek vanmôre gepreek het. En terwyl hy die woord so oopmaak, begin ek agterkom dat ek nie altyd reg opgetree het met my oudste seun nie. Nou as jy pa word op 23, jy's 'n polisieman, dan dink jy het alles in jou arsenaal om hierdie kind groot te maak. En ek onthou daai spesifieke dag, terwyl die predikant preek, en die Heilige Gees my oortuig ook van my sonde in hierdie opvoedingsproses, het ek na die kar gegaan en ek my seun gebel op die selfoon. Ek sê vir hom, seun, pa wil net vanmôre vir jou sê, ek is jammer. Ek is jammer dat ek gefaal het in my opvoedingsproses met jou. Jy's nie 'n volmaakte kind gewees nie, net soos ek nie 'n volmaakte pa is nie, maar God het my oortuig van my aandeel en my sonde in hierdie opvoedingsproses. En daar, vriende, kon ek met hom versoen het. Daar kon ek my hart voor hom uitgestort het, hom vergifnis gevra het. Ons het nou vir 3 weke gekuier daar in die Kaap, en wat 'n heerlike tyd het ons gehad, want u sien, waar God regeer, is daar vrede, is daar vreugde. En waar die mense wil afgedwing word, en waar ons eie gang wil gaan en ons eie rigting wil inslaan, is daar hartseer gevolge. As jy vanmôre 'n gunsteling in jou huis het, wil ek jou vra, bely dit. Laat staan dit, sodat jy en jou gesin barmhartigheid kan verkry. Mag die Here ons genade gee om uit hierdie hartseer verhaal van Jakob en Esau, van Josef, te leer,
dat die Here vir ons 'n Bybelse oplossing het, en mag ons dit volg en navolg tot eer van sy naam. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre uit u woord kon sien dat u 'n baie duidelike voorskrif het wat ons moet navolg. Ons vra u vergewe ons die kere waar ons u woord in die wind slaan en maar ons eie rigting en koers inslaan en Here op 'n manier optree wat u nie altyd welgevallig is nie. Daar is kinders in die huis wat meer gehoorsaam is as die ander, meer begaafd, meer bekwaam. Maar help vir ons, Here, om nie partydig te wees en die een voor die ander een te stel nie. Maar dat ons die liefde van die Here aan elkeen individueel sal openbaar deur ons lewe, deur ons optrede. Dat ons vir elkeen gelyk sal gee. Dat ons tyd aan elkeen sal afstaan. Dat ons die gesindheid van ons Here Jesus sal openbaar. Vader, as ons kyk na ons Here Jesus op aarde, hy het 12 disippels gehad en elkeen het 'n verskillende sienswyse, persoonlikheid, temperament gehad en tog sien ons u liefde teenoor hulle. Here, u lankmoedigheid met hulle, u verdraagsaamheid teenoor hulle. Mag ons in dieselfde opsig teenoor ons kinders wees, ons kleinkinders. En mag ons Vader u verheerlik en mag ons kinders vir ons 'n vreugde en 'n seën wees, omdat ons hulle opvoed in die tug, in die vrees en die vermaaning van ons Here. Vader, ons bid dit met danksegging. Amen.